Goeiemôre aan elkeen van u. Wat 'n wonderlike voorreg om weer saam te vergader in Jesus se naam. Is die klank te sag? Kan almal my mooi hoor. Dankie dat u vanoggend die koue getrotseer het om te kom hoor wat ons vanoggend kan leer uit die woord van die Here uit. Moenie dink die boodskap is vir die persoon langs jou vanoggend nie. Die boodskap is vir jou. Oom, tannie, vriend, jongeling. Die boodskap is vir jou vandag wat hier sit. Reguit uit God se troonkamer uit. Ek wil graag 'n versoek doen en ek wil almal vra wat Bybels het om dit gereeld saam te bring kerk toe. Vir die wat kan. As daar iemand is wat nie 'n Bybel het nie, kom sien my. Kom sien my na die tyd, kom sien my in die week. Kos jou niks. Hoekom wil ons die Bybel gebruik? Want is ons swaard. Die swaard van die woord. En ons gaan vandag bietjie kyk en ons gaan opvolg wat ons laasweek behandel het. Ons het laasweek gesê Jesus is versoek en dis vir ons opgeteken omdat ons daaruit kan leer. Dat ons kyk wat het Jesus gedoen en wat moet ons doen. Daarom wil ek vir julle weer eens aanmoedig om die Bybels te bring. Want dan kom 'n dag wanneer jy in die siekbed is of in die hospitaal is of ernstig is en dan het jy dis al wat jy kan vashou is die woord van God. Dit wat God vir jou beloof. Kom ons sit net so en dan vra ons vir Vader om self vandag die boodskap te bring. Ons wonderlike koning in die hemel. Rondom Jerusalem is daar berge, Here, net so rondom ons is daar vandag u liefde en u genade, Here. Ek vra dat die Gees vandag by elke persoon sal stil staan, Here, dat u deur hierdie gedeelte wat u vanoggend vir ons gegee het, sal leer, Here, en vir ons sal wys wat om te doen wanneer die Satan kom met sy versoekings en sy slinkse planne. Ek vra, Here, dat as daar enige iets vanmôre vir of van gesê is van ons, of van elke persoon wat hier sit, wat nie van u afkom nie, vra ek, Here, dat u daai bande sal breek, Here, dat u 'n nuwe oes sal gee, Christus oes. Ek vra, Here, dat u self u engele sal opdrag gee, dat die werke van die bose sal sidder, Here, en dat ons vanoggend uit die woord uit sal leer, Here, om te kyk, hoe het u dit self vir ons opgeteken, en wat het u self vir ons geleer, sodat ons navolgers kan wees, en soos Christus kan wees. Ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus, amen. Ons het laasweek gesê, Jesus is versoek in sy menswees. Nou dit is baie moeilik om te verstaan. Jesus is God. Hy was nog altyd daar. Van die begin van tyd af, was hy daar saam met God. Jesus het aarde toe gekom in 'n menslike liggaam. Nou dit is nou, soos as ons sê, ons gaan verstaan dat daar die Vader, Seun en Heilige Gees is, wat een God is. Ons kan dit nie regtig met ons menslike verstand verstaan nie. Ons glo dit net, wat staan in die woord. En baie van hierdie goed in die woord moet ons net glo. Ons kan dit nie verklaar nie, ons kan dit nie verstaan nie. Dit staan in die woord en daarom kan ons dit vashou en 'n deel van ons maak. Net so kan ons sê, Jesus is versoek as mens. As hy in sy goddelikheid versoek was daar nie 'n manier hoe die Satan hom eers kan benader nie. Maar omdat hy werklik God was, maar ook werklik mens was, en wat in God se verlossingsplan geskep is van die begin af en ingewerk is om vir jou en vir my aan die kruis toe kom hang, dan sal ons verstaan. So in God se menswees is hy 'n mens soos ek en u, behalwe hy het geen sonde nie. So Satan het na Jesus toe gekom in sy menslikheid, en hierdie is 'n opvolg van laas Sondag. Weer eens wil ek sê, ons gaan dieselfde gedeelte lees, en ek wil graag vir u vra om die Bybel oop te los op Matteus 4, want ons gaan die hele tyd daar uit versies aanhaal, en ons gaan vanoggend net kyk na die 3 versoekings weer eens, maar ons gaan kyk, hoe het die Satan Jesus benader? Wat was sy bedoelinge, en hoe het Jesus dit gehanteer? En weer eens, dis vir ons opgeteken, sodat ons die voorbeeld van Jesus Christus kan volg. Hy was vir ons die volmaakte voorbeeld gewees. So as ons nou deur hierdie gedeelte gaan ons kyk, hoe het die vyand gekom om Jesus aan te val?
En ek wil graag weet, ek wil graag vir u vra, is dat dalk enige persoon vanoggend hier wat nog nooit deur versoekings op 'n beproewing gegaan het nie? Ek wil jou graag vorentoe roep dat jy met vir ons bietjie kom vertel. Is daar enige iemand? So die boodskap is vir elke een van ons vanoggend. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend is een of ander tyd deur die duiwel versoek. Een of ander tyd gaan daar swaar tye kom en ons het laasweek ook gesê, as jy nog nie uitdagings in jou lewe gehad het nie, as die son nog vir jou skyn, ons het laasweek gepraat oor die reendruppeltjies, Jaco Stroum met Wolf se vrou, net as hersiening, as daar nog nie reendruppeltjies of water op jou geval het van versoeking nie, en jy is dalk bevoorreg dat dit nog nie met jou gebeur het nie, wil ek vir jou sê, wag maar, dit kom, maar ek glo dat elkeen van wat hier sit, is alreeds deur versoekings, en daarom wil ons kyk, watse lesse is daar vir ons in die 3 versoekings, wat Satan aan Jesus gekom het om hom te versoek. Net die 3 versoekings gaan ons vandag bietjie ontleed, en ons gaan dit toepas in ons eie lewe. Nou die versoeker, hy het geen bekendstelling nodig nie. Dis die ou Satan, dis die versoeker, dis die misleider, dis die ou duiwel, dis die ou slang, en verder wil ons nie nog vir hom name gee nie, want ons ken hom al te goed. Nou die ou duiwel, hy slaan niemand oor nie, ons het vanoggend nou nie een hand gesien nie, hy slaan nie een van ons oor nie, hy het nie Jesus ontsien nie, en daarom sal hy ook nie jou en my ontsien nie. In Matteus 4, die gedeelte wat ons nou gaan kyk, het hy 3 keer na Jesus toe gekom. Hy het 3 keer gekom om Jesus te versoek. En die skrif wat Paul ook gelees het in Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie ons swakhede met ons swakhede medelee kan hê nie. Met ander woorde, hy weet presies hoe ons voel en waardeur ons gaan. Maar ons het een hoëpriester wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou hierdie versie sê vir ons dat Jesus in sy menswees is ook versoek. Talle kere is Jesus versoek, net soos wat ek en jy versoek word. Jesus het altyd as winnaar daaruit getree. Selfs in sy menswees op aarde met die Satan, het hy elke keer die Satan oorwin. Want onthou, hy is nog steeds die ware God. En ek wil vanoggend vir u sê, dat ons ook die versoekings kan oorwin, as ons Jesus sy voorbeeld volg. En ons gaan kyk, hoe het Jesus dit gedoen? En wat is die lesse wat ons moet volg? Wat is die voorbeeld wat ons moet volg? Want Jesus Christus stel vir ons die perfekte voorbeeld van hoe ek en jy ons versoekings moet hanteer in die lewe. Dis vir ons in detail opgeteken. En dit is die rede waarom dit in die woord opgeteken is, sodat ek en jy kan gaan kyk na wat sê die Bybel. Die Bybel wat vir ons genoeg sê om net oor te gaan na die lewe hierna. Want nou ken ons ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken. Kom ons lees die eerste versoeking. Wat ek wil doen nou, ek wil een versoeking lees, terwyl dit nog in ons gedagtes is, kan ons daaroor gesels, en ons vra die Heilige Gees om dit vir ons meer te openbaar, soos wat ons dink ons sal dit verstaan. Kom ons lees Matteus 4 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Kom ons noem dit die eerste versoeking van die vyand aan Jesus. Daar staan geskryf: Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê: As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê:
Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit is die eerste versoeking van Jesus Christus. Nou, Jesus Christus is 3 keer versoek. En al 3 die kere wat ons nou gaan behandel, ons het nou die eerste een gelees. In al 3 hierdie sien ons raak dat, nommer 1, die Satan het Jesus Christus versoek, sodat Jesus Christus as mens, het die Satan hom probeer laat twyfel, dat hy die seun van God is. Dis Satan se eerste probeer ding wat hy probeer doen, om Jesus te laat twyfel. Jesus is mens natuurlik. Tweedens, Satan wou Jesus laat twyfel aan die liefde wat God vir hom het. En derdens, Satan se doel was om Jesus Christus buite die wil van God te bring. En dit is ook die 3 redes hoekom ek en u deur die vyand versoek word. Hierdie 3 redes om ons te laat twyfel dat ons 'n kind van God is in die eerste plek. Die tweede plek, dat ons sal twyfel aan God se liefde vir ons, en aan die derde plek, sodat ons buite God se wil in ons lewe sal wees. Dis wat Satan probeer. En as ons kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, Matteus 4 vers 3, en daarom is jy welkom om die Bybel oop te los. Staan daar, as u die seun van God is. Hoor gou wat sê die vyand. Hy sê, as u die seun van God is. Hierso sien ons 'n baie subtiele manier, insinuasie, wat die duiwel eintlik vir die Here sê, vir Jesus sê, jy is nie die seun van God nie. Het hy nie dieselfde met Eva gedoen nie, om 'n vraag te vra, is dit nie so, dat, en die hele verhaal ken nie. So Satan het hier gekom, in die eerste versoek, het hy gesê, as u die seun van die mens is. So in ander woorde, hy wil hê ons moet dit bevraagteken. Hy wil hê dat ons dit moet bevraagteken, dat ons weet, ons is 'n kind van God. Maar hierso sê hy eintlik, of hy initieer eintlik, of hy bedoel eintlik, om vir die Here te sê, hoorie, jy is nie die seun van God nie. Satan wil hê Jesus moes twyfel. Satan wil hê ek en jy moet twyfel, of ons 'n kind van God is, of nie. Dis die rede hoekom dit vir ons opgeteken is. Satan wil hê ons moet twyfel. Ek wil graag vir u weer hierdie gedeelte sê, wat sê, as u die seun van God is. Kyk die taktiek van die Satan. As jy kyk na Matteus 3 vers 17, net die versie voor Matteus 4, staan daar geskryf, hoor wat sê die Here, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. God sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En net die volgende versie, die volgende paar versies, volgende hoofstuk, sê die Satan, as u die seun van God is. Kyk wat maak die Satan. God sê iets, en hy vra 'n vraag om mense te laat twyfel. Nadat God hierdie hard, hoorbaar en duidelik vir al die magte gesê het, hierdie is my geliefde seun. Punt. God het gepraat met hom. God is wie hy is. God is die skepper. God is almagtig en hy het gepraat. Hy is soewerein. Hy het die finale sê. Hy het gesê, hier is my geliefde seun, toe Jesus gedoop is. En nou kom die vyand en hy sê, as u die seun van God is. Nou moet jy onthou, Jesus is in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees self, om versoek te word. En dit was laasweek se boodskap. Wat was die redes daarvan? Jesus het vir 40 dae gevas,
sien hierdie prentjie as 'n mens nou. Jy kan nie hierdie prentjie sien as God nie. Sien dit soos ek en jy, want Jesus was 'n mens ook, net soos ons. Hy het dit nie sonde gehad nie. 40 dae nie geëet nie, in die woestyn, sonder kos, in die hitte. Luister my vriend, ek wil vir jou vanoggend sê, hierdie versoeking om mense te laat twyfel aan hulle kunskap van God, is die oudste plan wat die Satan het. Hy het dit met Jesus gedoen om hom te laat twyfel, en hy gaan dit met jou en my daagliks doen. Die woord sê, ons is nie met sy planne onbekend nie. Ja, ek kan getuig, soos baie van u, daar was 'n dag in my lewe wat die Here my siel gered het, wat ek uitgeruk is, wat ek 180 grade gedraai het. Die Griekse woord is metanoia, jy was op pad daai kant toe, jy was op pad na die verlorenes toe. Jesus red jou deur die onverdiende guns en deur die werking van die Heilige Gees, want jy kan dit tog ook nie bewerkstellig nie. Die Heilige Gees kom eerste. God kom eerste na jou toe en hy wil hê dat ons almal gered moet word. So was daar 'n dag van my lewe. Ek was op pad daai rigting en ek moes 180 grade draai, metanoia. So was daar 'n dag in my lewe gewees wat die Here my siel gered het. Nou is daar vir ons 'n versie opgeteken in Johannes 1 vers 12 wat sê, aan almal wat hom aangeneem het, aan hy het hulle mag gegee om kinders van God genoem te word. So kyk wat het gebeur. Jy het gedraai, God het jou gered. Nou het daar 'n mag aan jou gegee om 'n kind van God genoem te word. Jy is nou God se kind. Johannes 1 vers 12 sê vir ons dit. Nou wil ek jy vertel, male sonder talle die ou Satan, die versoeker, die vyand, die duiwel na my toe gekom het. Talle kere in my lewe, van die dag van my redding af, na my toe gekom en gesê, dink jy nou, jy is 'n kind van God? Wie dink jy is jy nou, dat jy sê, jy is 'n kind van God? Ek wil hê, jy moet die eerste versoeking onthou van Jesus, wat die Satan gesê het, as jy die seun van God is, nou kom dit na jou toe. Nou kom hy na my toe, en hy sê vir jou, nee man, kyk wat het jy nou net weer gedoen. Net vanoggend, kyk wat het jy vanoggend gedoen. Kyk wat het jy gister gedoen. Kyk wat het jy in die week gedoen. Kyk wat het jy in jou lewe gedoen. Nou dink jy is 'n kind van God. Nee man, hoe kan jy nou dink jy's 'n kind van God? Dit is hoe die Satan na ons toe kom. Nou werk hy met ons gedagtes. Nou dink ons is ons eie gedagtes. Maar eintlik is dit 'n versoeking van Satan. Die oudste versoeking in die boek. En hy het dit met Jesus gedoen en hy gaan dit met jou en my doen. Nou, in die ervaring van bediening wat ons het, jy ook, jy's in 'n bediening. Al is jy vader van jou huis, jy's in die bediening, jy het 'n verantwoordelikheid. In daai bediening wat jy uitvoer, kom die Satan nog steeds na kinders van die Here toe. Jy weet dat jou siel gered is, dat die Here jou uitgeruk het op pad na die slagpale toe. Jy is op pad hemel toe. Nou kom die vyand nou vir jou toe en sê, kyk na jou omstandighede. Kyk na jou omstandighede. Dink jy nou, die Here sal toelaat dat 'n kind van God deur dit gaan, waardeur jy nou gaan? Jy het nou net jou werk verloor en kyk wat het jy nou net gedoen. Kyk, sien, hoe kan jy nou weet, dink jy's 'n kind van God? Het jy al hierdie ervaring gehad, wat jy dink, hoe kan ek 'n kind van God wees? Kyk, wat doen ek? Kyk, hoe praat ek? Kyk, hoe reageer ek as die druk kom in die lewe? Kyk, hoe reageer ek as ek so bietjie in 'n hoek gedruk word, finansiëel, met 'n siekte, in die huwelikstryd, in enige stryd wat jy kry? Dan kom die Satan vir jou en sê, jy is nie 'n kind van die Here nie.
Terwyl 1 Johannes 5 vers 12 baie duidelik sê, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wie die seun nie het nie die lewe nie. Dit staan in die woord. Dit het ek geskryf aan julle om te glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nou wil ek vir julle sê, ons sekerheid in hierdie lewe waar ons bly, in ons uitdagings, in ons omstandighede, is ons sekerheid nie gebou op ons gevoelens, op ons emosies, op ons omstandighede nie. O nee, nee. Dis nie gebou op ons stand van sake nie, of die stand van jou status in die samelewing nie. Dit is gebou op die woord van God. Dan is die woorde wat ons ook gelees het. Sê vir hierdie klippe dat hulle brode word. Hier is dan nou nog iets in hierdie selfde eerste versoeking van Jesus wat ons kan uitleer. Jy sien, daar's 'n manier hoe die Satan na ons toe kom. Hoe sê hy eintlik, wat is hierdie nou? Wat is hierdie nou? As Jesus dan die seun van God is, moet hy mos nou bonatuurlike kragte hê. Natuurlik het Jesus kragte gehad om die brode te verander in lekker vars brood. En Jesus wil natuurlik in God se plan bly. En Satan kom en Jesus is honger, 40 dae nie geëet nie. En hy sê vir Jesus, kyk hoe lyk jy man, kyk hoe maar is jy. Kyk hoe lyk jou gesig. Jy het 'n tekort aan al hierdie vitamiene en al hierdie goed het. Kyk hoe lyk jy. Sê net die klippe moet brood word. Satan initieer dan ook om te sê, kyk hoe laat God jou honger ly. Kyk hoe laat God jou honger ly man. 40 dae, watter pa sal sy kind 40 dae in die woestyn instuur om honger te kry? Sê die klippe moet brood word. En dis 'n subtiele inisiasie, manier van Satan om Jesus te laat struikel wanneer hy op sy swakste, op sy hongerste is. Weereens onthou wat Vader gesê het, hierdie is my geliefde seun. Hoeveel keer kom die duiwel nie na jou en na my toe nie? En hy sê vir ons hierdie selfde woorde. Veral as ons omstandighede moeilik word en ons het uitdagings, dan sê hy vir ons, kyk hoe gaan dit met jou man. Kyk waar bly jy. Jy het nie eers geld vir kos nie man. Kyk hoe lyk jou kar, kyk hoe lyk jou huis. God het jou nie meer lief nie. Kyk na jou probleme, kyk na jou uitdagings in jou huwelik, in jou finansies, met jou kinders. Kyk wat gaan aan in jou lewe man, hy het jou nie meer lief nie. En ja, my vriende, so baie mense knak onder hierdie versoeking. Wanneer die Satan kom en hy sê vir jou, kyk, hoe gaan dit met jou? Kyk, hoe lyk jy man? Kyk, waardeur gaan jy? En dan gooi die mense handdoek in. Dan gooi die mense moed op. Want dit gaan swaar met my en nou blameer ek God dat ek honger is en dat ek moeilike omstandighede het. En ons glo die Satan. Baie keer glo die mense die Satan nou. God het my nie meer lief nie. Anders sal ek mos nie in die omstandighede gewees het nie. Jy al gehoor iemand sê vir jou, hierdie is vir my te swaar om te dra. Of hulle sê vir jou, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer met hierdie vrou uithou nie. Ek kan nie meer by hierdie werk uithou nie. En Satan gebruik dit. Dis nie gewaarborg dat dit net gou goed gaan nie, maar Satan gebruik dit nou om jou te twyfel, soos wat hy met Jesus gedoen het. Dan wil ons mos as mense ons baadjie vat en ons wil loop. Ons wil weghardloop uit die omstandighede uit. Nou wil ons self God wees. Nou in my eie lewe het ek nog nooit getwyfel aan dat ek geroep is nie. Satan weet dit net so goed soos ek. So hy sal nie kom met charme en mooi woorde en in jou voordeur klop
met 'n pylstert en horingkies nie. Nee, hy kom na jou toe met charme. Net so weet hy dat baie van ons geroep is. In my eie lewe het hy nog nooit na my kom sê, jy's nie geroep nie, maar hy weet dat ek weet dat ek geroep is. Hy kom met ander maniere. Hy maak van jou omstandighede en hy laat jou twyfel. Soos wat Jesus 40 dae in die woestyn was. En nou wil ons onsself uit die omstandighede uithaal. En wat het Jesus gedoen in hierdie gedeelte wat ons gelees het in hierdie eerste versoeking? Jesus het 'n wapen gebruik. 'n Wapen. Die woord van God om die Satan teen te stel. Hy het hierdie wapen gebruik en hy het so 'n bietjie hierdie wapen na die Satan toe gewys. En hy het vir die Satan gesê, Matteus 4:4, daar is geskrywe dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit God uitgaan. Jesus het 'n wapen gebruik en hierdie wapen is beskikbaar vir jou en vir my ook. Ons kan ook die wapen gebruik en die vraag is, ken jy jou wapen? Ken jy die wapen? Nou wat het Jesus hier aangehaal? Jesus het uit die woord uitgehaal, uit die Pentateuch, uit die Torah, uit die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Ons is natuurlik meer bevoorreg met 'n groter Bybel as net die Ou Testament. Ons het nog die Nuwe Testament wat vir ons soveel meer beter wapen gee. Maar Jesus het aangehaal uit die Ou Testament uit. Hy het aangehaal uit Deuteronomium 8 vers 3 uit. Wat presies dit sê, dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. So Jesus haal die woord uit, hy ken sy wapen. Ek weet nie hoeveel van u ken die wapen vanoggend nie. Jesus het vanoggend vir ons kom sê, deur hierdie versoeking wat opgeteken is, dat daar 'n wapen tot ons beskikking is. Jesus trek die woord uit en hy gebruik dit. Presies dit is ook in Efesiërs 6 vir ons aangeteken wat ons het, want die swaard is die woord van God. Soos 'n skerp, tweesnydende swaard, so is die woord van God. Jesus hanteer hierdie swaard. Hy gebruik hierdie swaard ook om die vyand se versoekings aan te val. En die vraag is vanoggend, ken jy jou wapen? Ken jy die woord van die Here? Want anders sal ons ten gronde gaan, soos die woord sê, mense gebrek aan kennis, en ons kry die kennis in die woord. Waarom is dit so dat daar vandag soveel mense plat geloop word deur die vyand? Vir die eenvoudige rede, ons ken nie meer God se woord nie. Ons kan nie aanhaal soos Jesus aangehaal het wanneer die versoekings en die moeilike tye kom nie. Kom ons kyk na die tweede versoeking. En hierso is vir ons opgeteken in Matteus 4 vanaf vers 5 tot 7. Kom ons kyk, wat is die tweede versoeking en waarmee die Satan na Jesus toe gekom het. Vers 5 van Matteus 4. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u, hoor gou na die woorde, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel aangaande u gee, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. Dis die tweede versoek. Satan kom en hy vat Jesus weg en hy sê, werp jouself van die tempel se dak af. Nou hier raak die Satan baie subtiel. In die eerste versoeking het Satan nie die woord aangehaal nie. Hy het die woord aangehaal in die tweede versoeking. Hy het eintlik vir die Here Jesus gesê in ons eie taal. Okay. So u wil die woord aanhaal.
U wil nou die woord aanhaal. Nou, as u die woord wil aanhaal, ek het 6000 jaar ondervinding in dit, kom ek haal ook die woord aan, en ons kyk of u gehoorsaam is aan dit wat in die woord staan. En Satan self haal die woord aan, en hy sê vir die Here, daar staan geskrywe, dat jy nie jou voet miskien teen 'n klip sal stamp nie. Ek wil hê, u moet hierdie woord miskien van vers 6, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. Satan haal 'n vers aan, en ek wonder of van u weet dalk, wat 'n vers haal hy daaraan? Hy haal Psalm 91 aan. Hy haal dit aan, nou sê hy, okay, ek gaan ook die woord aanhaal. Nou is Satan meer subtiel as in die eerste versoeking. Want nou slaan hy Jesus met die woord. Maar kom ek sê vir u, daar's een groot ding wat Satan doen. Kyk, hy slinks, hy skelm, hy's agteraf. So hy haal nou Psalm 91 vers 11 en 12 aan. Hy sê, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip kan stamp as jy hier afval nie. Die Here sal sy engele bevel gee aangaande jou om jou te beskerm, om jou op die hande te dra. Dit staan daar geskryf, wat sê u nou daarvan, of spring jy af, man? Nou hoor, kyk hoe subtiel is die Satan. As jy nou Psalm 91 vers 12 lees, die vers wat Satan aanhaal, kom ons lees die vers wat Satan aanhaal in die woord van die Here. Daar staan, Psalm 91 vers 11. En kyk, as u die verskil kan sien nou, tussen wat Satan vir Jesus aangehaal het in die woord, en dit wat werklik in die woord staan, dan sal jy agterkom, hoe slinks is hierdie vyand waarmee ons te doen het. Psalm 91 vers 11. Die vers wat Satan aanhaal, sê die volgende, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Vers 12. Hoor of jy die verskil kan optel nou. Vers 12 van Psalm 91. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip kan stamp nie. Kan jy die verskil agterkom? Satan het gesê, sodat jy nie miskien die voet teen 'n klip kan stamp nie. Dit haal Satan uit die woord uit, terwyl daar in die woord staan, sodat jy nie jou voet teen 'n klip kan stamp nie. Nogal 'n verskil. Satan is slinks. Nou kom hy, en hy verdraai die woord so bietjie. Hy vat een vers en hy sit een woord by, en hy verdraai die totale betekenis daarvan. Nou miskien jou voet teen 'n klip sal stamp nie. En hierdie woord miskien verander hierdie vers geheel en al in jou en my lewe. Satan is altyd besig om dinge te verander. Hy sal 'n woord in die Bybel vat en hy sal dit net so bietjie verander, net een woordjie bysit of dalk net een woordjie weglaat. En ons weet wat sê Openbaring, wat gebeur as ons een ding bysit of een ding wegvat van die woord. Veral die betekenis van die gedeelte. As jy 'n betekenis van die gedeelte verander, jy baie gevaarlik. En kyk, hier doen Satan dit self. Verder, wat wou die Satan hier bereik? Wat wou hy hier bereik? Wat wou hy bereik toe hy vir Jesus sê, spring hier van die tempel se dak af? Ons het gesê, Jesus Christus is in sy menswees versoek, soos ek en jy. Wat wou Satan bereik? Hy wou Jesus in die vlees mors doodmaak, voordat hy die doel bereik het, wat die Here vir hom bestem het, wou Satan kom wegsmeer. Daar's 'n geskiedkundige skrywer met die naam van Flavius Josephus, wat geskryf het, en ek haal aan wat hy sê, dat die tempel, in een kant van die tempel, die suidooste kant van die tempel, 450 voet hoog. Nou dit is so plus minus 137 meter hoog. So wat wou Satan hier doen, toe hy Jesus in die mens kom besoek het?
Die eenvoudige antwoord is, hy wou hê Jesus moes hom mors dood neerval daaronder. In sy menswees. En hy kom na jou toe, en hy wil jou doodmaak, want hy's 'n mensemoordenaar. Hy wil jou voor jou tyd kom doodmaak. En dit is nie die eerste keer wat Satan Jesus wou doodmaak nie. Toe Maria swanger was, moes sy geforseer deur die owerhede op 'n donkie ry na Bethlehem toe, want hulle wou 'n sensusopname vat en sy was verdragtig. Satan wou alreeds Jesus laat afkom. Maria moes op die donkie ry ver, dat die vrugafdrywing plaasvind, sodat Jesus geaborteer kan word. As jy 'n bietjie studie maak, dan sal jy sien, Satan wou al juis daar vir Jesus doodmaak. Later, toe Herodes hoor, daar's 'n koning gebore, Herodes het nie presies geweet waar en hoe en wie dit is nie, hy het gesê, nou maak ons al die kinders, al die seentjies onder 2 dood, reg voor die voet. Weereens wou Satan Jesus doodmaak. Later wou hulle Jesus van 'n krans afstamp. Hy wou Jesus doodmaak te tyd. En naderhand wou hy vir Jesus laat van die dak afspring, sodat hy hom kan mors doodval. Jesus wil jou en my doodmaak. Hy's 'n mensemoordenaar. Nou wil ek vir u sê, daar's al soveel punte wat jy en ek van weet, wat jy so naby aan die dood was. As jy bietjie gaan stil sit in jou lewe en bietjie dink, hoeveel kere kan jy onthou waar jy amper doodgemaak is, maar die Here het jou beskerm? Kom ek sê vir jou, daar is miljoene kere meer wat jy nie eens van bewus was. As jy 'n sekonde te vroeg of 'n sekonde later verby daar was jy dood. 'n Klip het op jou kop geval of iemand het jou doodgery of iets het jou doodgeskok of iets, so wil Satan ons doodmaak. Presies soos wat hy Jesus dood wou gemaak het. En toe, wat gebeur toe daarna, na hierdie? In Deuteronomium 6 vers 16 nou, toe het Jesus gesê in die derde ding, en ek dink kom ons lees die derde een vanaf vers 8. Ok, kom ons lees hom van vers 6 af weer. En sê vir hom, as u die seun van God is, werp uself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. En nou antwoord Jesus hom weer, vers 7. Nou kom ons by die derde versoeking en die laaste versoeking. Jesus sal weer die woord uit, en hy wys weer vir die Satan dit. En wat sê Jesus vir hom, vers 7? En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Kyk na die derde versoeking, waar die Satan Jesus na 'n baie hoë berg toe gevat het en vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys het en gesê het, aanbid my, en al hierdie koninkryke gee ek vir u terug. Wat beteken dit? Wat Jesus vir hom gesê het, jy mag die Here nie versoek nie. Dit beteken dat wanneer jy jouself doelbewus in gevaar stel, en so baie van ons mense wil dit doen, veral as ons bietjie jonger is, dan stel ons onsself doelbewus in gevaar, en dan wanneer ons in die moeilikheid is,
En nadat ons onverantwoordelik gelewe het, nou roep ons ewe skielik na God en ons sê, God, help ons. Dit is, moenie God versoek nie. Moenie iets doelbewus, jou lewe doelbewus in gevaar stel nie. Nou wil ons sê, God moet ons beskerm. En in hierdie derde versoeking van Jesus wat ons gelees het nou, waar Satan al die koninkryke vir Jesus wil gee. En ek weet nie of jy bewus was wat eintlik hier gebeur het nie. Die dag toe die sondeval kom, toe behoort hierdie wêreld aan die Satan. Die aktepapiere is vir Satan gegee deur Adam wat gesondig is. 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld is in die mag van die bose. Maar hierdie derde versoeking wou Satan vir Jesus 'n kort pad wys. Hy wou vir Jesus gesê het, as jy my neerval en my aanbid, gee ek vir jou al hierdie koninkryke. Hy wou vir Jesus sê, jy hoef nie deur hierdie pyn en lyding te gaan nie. Jy hoef nie deur die plan te gaan wat God vir jou het op die aarde nie. Aanbid my. En hierdie in die oorspronklike Griekse taal is baie duidelik. Aanbid my net een keer. En ek gee vir jou al hierdie koninkryke op aarde, letterlike koninkryke, gee ek vir u. Nou, hierdie koninkryk op aarde, Jesus het nie geargumenteer en gesê, dis nie joune nie. Almal weet, en die geestesriem weet, hierdie wêreld behoort aan die Satan. Maar Jesus moes al die vloeke en al die sonde van die verlede en van die hede en van die toekoms moes hy op hom eers dra. En Satan wil vir hom 'n kort pad wys, sê, los hierdie goed, aanbid my net en ek gee dit vir julle terug, man. Ek gee vir jou die dokumente van die aarde terug. Ek gee vir jou terug. Aanbid my net een keer. Satan probeer Jesus weghou van die plan wat God gehad het vir hom, om vir jou en vir my aan die kruis te sterf. Hy wil vir Jesus hierdie kort pad aanwys. En Satan het vir hom gesê, gaan weg van my, Satan. Want daar staan geskrywe, nou haal Jesus weer aan, uit die Pentateeg, Eksodus 20 vers 3, wat hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle dien nie. Dis weer die woord wat Jesus aanhaal, die swaard wat Jesus aanhaal. Nou wil ek gou vir julle sê, dink u dat as Jesus nou daar Satan aanbid het en hierdie kort pad aangeneem het, dink jy regtig Satan sal die titelakte of die wêreld se koninkryke teruggegee het? Nee, baie beslis nie, want hy's 'n leenaar en hy's 'n verwoester en hy kom om te lieg en om te slag en te steel. En wat sou die implikasies gewees het as Jesus hom aanbid het? Jesus sou 'n Satan-aanbidder gewees het. Jesus sou Satan hoër geag het as God homself. Dan sou hy nie die vlekkelose lam gewees het, wat vir jou en vir my geslag kon geword het, sodat ons die ewigheid sou hê nie. So die implikasies sou verrykend gewees het, as Jesus hierdie kort pad aangevat het. En baie keer kom die Satan na jou en my ook, en hy wys vir ons 'n kort pad. 'n kort pad, nie God se pad nie, 'n ander pad. En dit sal vir ons die slegste nadele wees wat denkbaar is. Daarom kan ons vandag uitroep met alles wat ons het. Met ons hele mens wees, ons kan sê, dankie Here Jesus, dat u nie aan hierdie versoekings toegegee het van Satan nie. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En nadat Jesus versoek is en hy teruggekom, was hy sterk en die engele het hom bedien. Dit gebeur met jou en my ook, as ons versoek is en ons weerstaan hom, deur die woord en deur die gees, word ons sterk, en ons word sterk in die woord. Satan kom en hy wil twyfel saai, hy wil ons ongehoorsaam maak aan God.
Hy wil ons buite God se wil bring. Hy wil jou vroegtydig doodmaak. Hy kom met allerhande taktieke en leuns. En hy sê vir jou vanoggend, jy is nie 'n kind van God nie. God is nie lief vir jou nie. Want kyk hoe lyk jy. En daar's 'n kort pad, man. Kom ons doen net iets verkeerds, man. Net vinnig, net een keer. Kom ons doen die ding net een keer. En dit is God se wil dat ons in sy woord moet bly. Mag die Here ons help. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vandag na U toe, Here, en ons sê vir U dankie, Here. Jesus, ons sê vir U dankie dat U nie ingegee het in die versoekings van Satans nie. Vader, ek vra, Here, dat U ons sal help, dat ons die wapenrusting sal aantrek vanoggend, Here, dat ons kan staan en bly. U self het vir ons gesê, Here, bewaar ons van die bose. U het ons geleer dit bid. Daarom vra ek vandag, Here, Vader, trek asseblief vir ons die wapenrusting aan, die helm van verlossing, die swaard van die woord, Here, die skild waarmee die vuurige pyle afgevuur word, die waarheid omgordel en die wapen as geregtigheid. Vader, dankie, Here, dat U vir ons help, Here, om hierdie versoekings te weerstaan, en dankie dat U ons vir ons geleer het, laat U kry kom, Here, Vader, dat ons nie kort pad sal vat nie, Here, maar dat ons sal weet, U koninkryk is nog op pad na hierdie aarde toe, Here. Hier op aarde in Dawid se troon gaan U sit, en dankie dat ons kan uitsien oor vir dit, in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sluit ons af.